Jy kan die Bybel oopmaak vanmôre by Rut. Rut, hoofstuk 1. Dit is nie 'n boek waarby 'n ou baie uitkom nie, maar allermins is dit ongelooflik belangrik dat ons ook daar moet kom. Rut, hoofstuk 1. Ons gaan die hoofstuk met mekaar deel. Dis in die tyd net tussen die rigters en die konings. Daar is nog nie 'n regerder in Israel nie. En wanneer Rut en op die einde dan Boas, wanneer hulle verhaal klaar maak, eers nog 2 geslagte, dan begin die eerste konings in Israel te regeer. So hierdie is 'n baie moeilike fase tussenin. Nasies is baie in oorlog met mekaar. Elke nasie probeer om hulle gebied uit te brei, en dan lees ons hierdie hartseer verhaal van Naomi, wat haar man en haar kinders verloor, en kom ons lees dan vanmôre hierdie gedeelte saam. Rut 1 uit Bethlehem na Moab toe en terug. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek en sy vrou Naomi. Sy het 2 seuns, Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam getrek uit die plek waar hulle gebly het op pad Juda toe. Toe sê Naomi vir haar 2 skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee." Toe sy van hulle afskeid wou neem, het hulle begin huil, en hulle het vir haar gesê: "Nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe." Maar Naomi het weer vir hulle gesê: "Gaan terug, my dogters. Waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag nog by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaar, swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai." En toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou maar ook saam met haar terug?" Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed van voor die Here af, net die dood sal ons skei." Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan.
sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad en die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom, reg in die begin van die garsoes. Ons lees vanmôre so ver. Kom ons staan en dan buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, ons het vanmôre gekom onder die geklank van die woord. Die heilige woord. Die foutlose woord. Die woord wat inspireer, harte aanraak en mense lewend maak. Die woord wat van die begin af daar was en deur wie U ook alles geskaap het. U het ons vanmôre weer hiernatoe gebring. En dankie oor Here Jesus, dat U die inspirasie hiervoor is. Dat U die rede is vir ons samekoms, om vanmôre by U te kom sit en te kom leer. O dierbare Gees, dis die hartsgebed vanmôre, dat U by elke een van ons verby sal beweeg, en ons sal kom aanraak in ons gees. Dat wanneer ons vanmôre met U woord werk, Vader, is ons baie diep bewus van ons eie menslikheid. Dat ons nooit uit enige menslike vermoë die diepte van hierdie gedeelte sal kan uittrek en ontdek en uitgrou nie. Maar alleen deur die kragtige werk van die Gees. En daarom wil ons vanmôre vir U kom vra, bring ons na die woord toe, en kom leer en lei vir ons in die kragtige, heilige, enigste naam, Jesus Christus die Here. Amen. Dankie vriende, jy kan maar weer sit. Gemeente, hierdie gedeelte bring ons vanmôre weer by seker een van die grootste dwaalinge in die kerk vandag. Mense glo, God moet vir hulle 'n lekker lewe gee. Dit is een van die grootste, waarskynlik van die grootste dwaalings wat ons vandag glo. Mense glo vandag, as ek 'n goeie lewe leef, dan sal God my seën. As ek 'n slegte lewe leef, dan gaan God my straf. En so sit ons vandag in hierdie wêreld met hierdie wanbalans in die geloof. En ek neem vanmôre nie mense kwaadlik as hulle dit glo nie, want dit is vandag algemeen die boodskap wat van predikers afkom. Wil jy geseën wees? Glo net beter. Wil jy ryk wees? Maak seker jou geloof wankel nie. Wil jy gesond wees? Wil jy hê dit moet altyd met jou goed gaan? Ja, dan moet jy net reg glo. Genoeg geld gee ten minste ook. En dan sal jy 'n ryk en 'n goeie en 'n skoon lewe lei. Ek het al per geleentheid verwys na oom Joel Osteen se boek Your Best Life Now. 'n titel van sy boek wat in 2012 geskryf is.
En vanmôre kan ek dit weer vir u kom sê onomwonde, as jou beste lewe nou is, gaan die een hierna nie wees nie. Want dis die dilemma waarmee ons vanmôre in rit sit. Uit die westerse samelewing, die kerk in die weste, julle sal nou weet, dit is nou die Amerikane, die Britte, ons val ook onder die westerse gelowiges, is daar 3 gelowige goed, 3 dinge wat ons glo vandag. En ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Die een ding wat ons glo, is ons glo God het alles gemaak, en toe het hy dit gelos. Hy het die aarde geskape, soos 'n wekker opgewen, en hy het die wekker neergesit, laat die ding afloop. Verder het hy niks met hierdie ding uit te waai nie. Die tweede ding wat alle westerse gelowiges vandag glo, is God wil net hê, ons moet goeie lewens leef. Dis al. Ek hoef nie te glo nie, ek hoef nie my lewe vir die Here Jesus oor te gee nie, ek moet net 'n goeie lewe leef. Dis wat die Here van my verwag. Dis wat hy van my vra. En die derde ding is, die Here wil hê ons moet net gelukkig wees. Ek mag nooit wys dat ek te neergedruk is nie, ek mag nooit wys dat die wêreld my plat slaan nie, want die duiwel gaan sy kloue in my kry, en dan is dit klaar praat met my. Nou gemeente, ek kan vanmôre verstaan, as mense hierdie verskriklike dwaling glo, dat as jy wil hê dit moet met jou goed gaan, dan moet jy net glo. Maar kan ek vanmôre vir u kom sê, dit is glad nie Christelik nie. Inteendeel het dit niks met Bybelse geloof uit te waai nie. Daai boodskap kom uit 'n Hindoese beginsel, wat karma beteken. Karma sê, as jy goed doen, sal daar goed aan jou gedoen word. As jy 'n slegte lewe leef, dan gaan slegte dinge na jou toe kom. So jy sit die heeltyd met hierdie effek van karma. Leef goed, dan is daar goed vir jou. Leef sleg, dan is daar slegte goed vir jou. Nou gemeente, daar's een massiewe verskil tussen Hindoese karma en Christelike geloof. En die verskil is die woordjie genade. Kan ek vanmôre vir u kom vra, as 'n ou vanmôre na die lewe van Naomi kyk, waar het sy sleg geleef? Ons lees nie van Naomi, dat sy die pad van haar voorvaders gelos het nie. Ons lees nêrens dat Naomi die stad of die dorpie Bethlehem gelos het, en Moab toe getrek het, en toe die godsdiens van die Moabiete gaan aanhang het nie. Ons lees nêrens dat sy in Bethlehem 'n slegte lewe geleef het, en toe sy in Moab kom, toe sy voortreffelik, en dit gaan met haar goed, en die Here seën haar ryklik nie, maar daar gebeur iets met Naomi. Die lewe tref haar. Haar man, Abimelek, sterf. En nie lank daarna nie haar 2 seuns. Jy sien, dit is vrae waarmee die mense in die Bybel al lank terug geworstel het. Here, hoekom gebeur goeie goed met slegte mense? En hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense? En kan ek vanmôre dan vir u onomwonde kom sê, as jy 'n ware gereformeerde gelowige is, en as ek nou praat van gereformeerd, bedoel ek Bybelse gelowige. As jy vanmôre uit jou hart uit glo en vertrou dat hierdie boek die waarheid is van God en van wat hy vir ons leer, dan kan ek vanmôre vir jou onomwonde kom sê, daar bestaan nie so iets soos 'n goeie mens nie. Dit is 'n dwaalleer wat uit die putte van die hel aan die brand gesteek word. Dit is wat die psalmskrywer sê, niemand is goed nie, selfs nie een nie. Dis wat Jesaja sê, dis wat Paulus in Romeine 3 vers 12 sê. Dis wat hy in vers 14 sê, hulle tonge is vol vloeke. In Romeine 3 vers 21 sê Paulus, almal het gesondig
En almal is ver van God af. Sonder dat hulle dit verdien, word hulle op genade vrygespreek. Genade is die een term wat ons geloof skei van elke ander godsdiens. Jy weet gemeente, waar ek en jy, dit is maar die beginsel of die prinsip wat ek nog altyd in my gehad het. Dat wanneer dit met mense goed gaan, dan glo hulle. Hulle volg die Here, hulle doen wat reg is, hulle loop agter hom aan, maar die oomblik wanneer dit met mense sleg gaan, is my persepsie. Die Here het my verlaat. Die Here het my nou gelos. Waar is die Here nou? Maar weet jy, as 'n ou na die Bybelse verhale kyk, is dit juis andersom. Ek weet nie hoe het ons dit reg gekry om in 2000 jaar die hele stand van geloof op sy kop te gaan keer nie. Gaan kyk, waar het die mense op hulle diepste geglo in die Here? Dis die tye wanneer dit met hulle die swaarste gegaan het. Dit is die verhaal van Abraham, wat sy land moes los, en hy moes 'n nuwe God aanneem, wat hom ontmoet het in 'n tent, en hy sê vir hom, trek weg, ek gaan vir jou 'n nuwe nageslag gee. Waartoe moet ek gaan, Here? Dit maak nie saak nie, Abraham, gaan, ek sal vir jou sê wanneer om te stop. Toe dit met Abraham om op die slegste gaan, toe moes hy die meeste vertrou. Sara, sy vrou, aan wie die Here 'n belofte gee, jy sal kinders hê. En dan sê sy, maar Here, ek is al 90, hoe kan 'n vrou van 90 nog kinders hê? En 'n jaar later toe word Isak gebore. Jakob Josef wat deur sy eie broers verkoop is in Egipte as 'n slaaf. In die tronk sit hy en hy pleit en hy sê, Here, moet my nie vergeet nie. En die Here maak vir Josef tweede in bevel van die hele Egipte. Moses wat weghardloop uit Egipte land uit, nadat hy 'n Egiptenaar doodslaan. En hy gaan in die woestyn in en hy sê vir die Here, vergeet van my, die hele wêreld moet my los. Ontmoet die Here vir Moses in 'n brandende bos op die slegste tyd van sy lewe en hy gee sy lewe oor aan die Here. En vanmôre dat Dawid wat vir Saul gedurig moes weghardloop en vlug en in die Siloam grot gaan wegkruip, want Saul wou hom doodmaak. En vanmôre dieselfde met Naomi. 'n vrou en haar man en 2 seuns wat as gevolg van hongersnood en droogte geforseer is om hulle land te los, hulle bekende gebied te verlaat en Moab toe te gaan. En daar in Moab het dit vir 'n ruk goed gegaan, daar was genoeg kos, hulle seuns kon trou met 2 Moabitiese meisies. Nou as u vanmôre die geskiedenis van Israel sou verstaan, sou julle weet dat dit eintlik 'n groot taboe was. Want die Israeliete en die Moabiete het nie van mekaar gehou nie. Inteendeel, aan die einde van Nehemia, as die stadsmuur klaar gebou is, dan hou hulle 'n groot volksvergadering, dan sê Nehemia vir die mense, as julle met Moabitiese vrouens getroud is, stuur hulle terug na hulle land toe, hulle is nie welkom hier nie. Hulle het nie van mekaar gehou nie. Maar kyk wat doen die Here vanmôre deur die lewe van 'n Moabitiese meisie, Rut. Naomi wat haar hele naam somme verander na Mara toe. Ek is bitter, die Here het my lewe vir my bitter gemaak, daar's vir my niks oor nie, alles wat vir my kosbaar was is by my weggevat, maar hoor net, nêrens sê sy, die Here het haar gelos nie. Al wat sy sê is, die Here het my lewe vir my swaar gemaak. Kom die Here in die vorm van 'n Moabitiese meisie, die een van wie ek en jy dit die minste sou verwag, om by Naomi se kant en haar sy te kom staan. En deur die middel van Rut, kom die Here na Naomi toe en hy sê vir haar, Naomi, eintlik was ek nog nooit weg van jou af nie. Ek was nog altyd met jou. Ek het jou nie een oomblik gelos of verlaat nie. Inteendeel, in die tye waar dit nou die slegste met jou gaan, is ek nou naby aan jou.
Gemeente, dit is hoekom ek hierdie in my eie lewe deesdae 'n groot probleem het met hierdie soort praise and worship liedjies wat daar deesdae in kerke gesing word. Want al wat die praise and worship liedjies sing is oor hoe goed dit met ons gaan. En ons is geseënd. En ons is wonderlike mense. En die Here het my naam geroep. En die Here ken my. En al hierdie wonderlike, pragtige dinge wat ons dink so mooi klink, maar wat so vals is, want dis karma. Daar's die sekulêre musiek wat eerliker gebede bid as dit. As jy na die psalms gaan kyk, gemeente, daag ek jou uit, gaan soek 'n psalm wat net mooi is. Die psalms is eerlike gebede voor God, wat huil en wat uitskree, Here, hoekom gaan dit so met ons? Here, wanneer gaan U intree? Here, wanneer gaan U ook vir ons kom help? Dis eerlike gebede. Dis om saam met die Here Jesus aan die kruis uit te roep, my God, waarom het U my verlaat? Gemeente, dis ware geloof. Dis eerlike geloof. Ons moet baie meer sulke liedere in die kerk sing, dalk sal ons geloof ook dieper word. Want die Christen wat glo, dat dit altyd net met jou goed moet gaan, moet waaragtig jou kop laat lees. Ons lewe in 'n sondige wêreld. Ons lewe in 'n wêreld wat vol stikkend en seer is. Omdat die mens, die skepping van God, aan die begin wat hy gesê het, dis goed, het die mens die skepping verwoes. En ons is uitgelewer vandag aan alles wat sleg en lelik is. En daarom, gemeente, kan dit mos nie altyd met jou goed gaan nie. Inteendeel sê die Here Jesus in Johannes 16, julle moet weet, in hierdie wêreld sal julle dit baie moeilik hê. Maar hou moed, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. Paulus wat in 2 Korintiërs 5 sê, ons is gebreek, maar ons word weer reggemaak. Ons word vir die wolwe gegooi, maar ons is nie te neergedruk nie. Hulle slaan ons, hulle spot ons, hulle gooi ons weg, maar die Here hou ons in sy genade vas, en dan praat hy oor daai pragtige gedeelte van die kleipotte. Ons is kleipotte wat gekraak is. Ons is kleipotte wat so maklik breek, maar hoe meer ons breek, hoe meer vloei die evangelie uit ons uit, want dis die genade van die Here. Wanneer dit met my sleg gaan, skyn die Here sterker. En dan aan die einde van Rut, as 'n ou nou die hele boek lees, ontmoet Rut 'n man met die naam Boas. Hulle twee trou op die einde van die dag, hulle het 'n babietjie saam, en hulle noem hierdie babietjie Obed. En Naomi het eintlik niks met hierdie baba te doen nie, want die babietjie is gebore uit twee mense wat geen verbintenisse met haar het nie. 'n Moabitiese vrou wat eens met haar seun getroud was, verder is dit die enigste band. En Boas, wat niks uit haar familie uit te maak het nie, vat Naomi hierdie babietjie Obed, en sy sit hom op haar skoot, en sy neem hierdie kind aan as haar eie. En kan ek vanmôre vir u sê wat gebeur? Obed het later in sy lewe 'n seun, en die seun se naam is Isaï. En Isaï het naderhand 7 seuns, en die Here stuur vir Samuel in 1 Samuel 16 na Isaï toe, om die volgende koning te gaan salf. En uit Isaï se kinders word Dawid gesalf. Obed was Dawid se oupa, en uit die nageslag van Dawid word die Messias, die redder, die Immanuel gebore. Dis amper vanmôre gemeente om te sê, ek en jy kan nie verby ons seer kyk nie. As jy vanmôre ver van die Here af voel,
As jy dalk miskien 'n jaar terug so gevoel het, jy het op jou bed gesit en gehuil, het in jou kussing ingeskree, jy het in jou kar alleen iewers gery, kom die verhaal van Rut eintlik vanmôre met 'n vars nuwe blik na ons toe. In elke swaar, in elke seer, in elke moeilikheid van ons lewe, staan die Here Jesus die hele tyd by ons. En ek en jy weet nie, wat se goed wil die Here uit hierdie sleg uittrek nie. Ek en jy kan nie verby hierdie sleg sien nie. Maar uit 'n stikkende lewe van Naomi, word die Messias, die redder van die wêreld, eers 900 jaar later gebore. En dan keer die wêreldse geskiedenis op sy kop. Daarom gemeente, dra die swaar wat jy het. Moet nooit jou swaar voor die Here gooi en sê, U het van my vergeet nie. Want ek en jy sal nooit weet wat die Here se doel is met dit waardeur ons gaan nie. Die oudste boek in die Bybel, Job, gaan oor 'n man wat sy geloof vind in sy swaar kry. En hy het letterlik alles verloor. Maar op die einde van sy lewe maak hy hierdie belydenis aan God bekend in Job 42 vers 6. Tot nou toe het ek nog net van U gehoor, maar nou het ek U self gesien. Mag jou en my geloof dieper word, hoe swaarder dit gaan. Mag jou en my geloof volwasse word, hoe slegter dit gaan. Moet nooit vra waar die Here is nie. Vra eerder, Here, help my om nie U hand te los nie. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, nie om ons ontwil nie, maar aan U, al die eer. U is die onderhouer, en U is die skepper van ons lewe. En daarom, Here, weet ons vanmôre dat niks wat ons ooit doen, kan ons redding gee nie. Nie om 'n goeie lewe te leef nie, nie om die regte besluite te neem nie. Nee, Vader, alleen uit genade word ons gered. En Vader, help ons om in daardie genade te groei, en help ons om daaraan vas te hou met alles in ons, tot die eer en die verheerliking van Jesus Christus, ons Here. Amen.